Ek het nou vir hulle gesê, of gevra en hulle die regte antwoord gegee. Wat doen Jesus vir sy vriende? Ons is nie sy vriende sodat ons vir hom eers klop goedjies saam met hom kan doen nie. Ons is in die eerste plek sy vriende want hy wil vir ons iets doen. En wat sê Jesus? Hy het vir ons sy lewe gegee. Hy staan, ek lê my lewe, vers 13, ek lê my lewe af vir my vriende. Weet julle wat? Ons ken hierdie antwoorde en ons het dit gelees, ook Jesus lê sy lewe vir ons af. Maar ons besef nie, ek dink nie ons besef altyd wat dit beteken nie. Weet jy, as Jesus sy lewe vir ons af lê, beteken dit, hy moes eers doodgemaak word. En Jesus se doodmaak is nie, dis nie sommer net kinderspeletjies nie. Partykeer lees jy mens op begrafnisblaadjie, jy weet mos as iemand doodgaan, sal ons so 'n begrafnisblaadjie, né? Wat nou sê, hierdie persoon is oorlede en die datum wat hy gelewe het en so aan. En dan party van die begrafnisblaadjies, het ek al gesien, staan daar, die en die persoon het sag heen gegaan. Nou, ek weet nie regtig waar die idee van sag heen gaan vandaan kom nie, maar die dood is alsbehalwe sag heen gaan. Die dood vir Jesus was verseker nie sag heen gaan nie. Die dood vir Jesus beteken, fisies word hy doodgemaak. Hulle kap spykers in sy hande in. Nou dink maar net vir 'n oomblik hoe dit moet voel as iemand 'n spyker in jou hand kap. Hulle kap spykers in sy voete. Hulle steek hom met 'n spies. Hulle maak daar 'n kroon van dorings en druk dit op sy kop en druk dit dat die dorings in sy kopvel indruk en hy moet bloei. Hulle slaan hom. Daai gesel waarmee hulle hom geslaan het, hè, dis 'n tipe sweep, maar hy's 'n metaalpuntjie, so as hy metaalpuntjie, hy eysterpuntjie jou rug vang, dan ruk jy eintlik so 'n stukkie van die vleis uit. En dis hoe hulle vir Jesus laat ly het. So as hier staan, as Jesus sê, en hy het dit geweet, hè? Hy het geweet wat kom. So as hier staan, Jesus lê sy lewe vir ons af, dan is dit nie maar net Jesus het sag heen gegaan nie en nou is hy dood nie. Hy het gely. Hy het pyn verduur. Hy's verneder. Soos 'n misdadiger. Weet julle mense wat verkeerde goed gedoen het daai tyd, is ook maar gestraf, net vandag, né? As hulle wette oortree. Maar die ouens wat die ergste sondaars is, wat die slegste goeders doen, hulle word gekruisig. Ander ouens word op ander maniere doodgemaak. Maar as die mense daar verbystap en hulle sien Jesus hang aan die kruis, dan sê hulle vir hulle self, "Jesus, hierdie moet een van die slegste misdadigers wees." Hy is ook doodgemaak, baie word doodgemaak, maar hierdie ou is gekruisig, so hy moet een van die slegstes wees. En dit terwyl Jesus net goed is. Dit terwyl Jesus eintlik saam met sy Vader die skepper van die hele wêreld is. Want dis wat dit beteken om gekruisig te word. Mense wat daar verbyloop, spot jou, mense dink in hulle koppe, dink hulle, jy's een van die slegstes wat daar is. So as hier staan, Jesus het sy lewe vir ons afgelê, moet ons nie te vinnig daaroor lees nie. Ons moet mooi gaan dink, veral hier in hierdie lydenstyd nou, né? Ons het nou nog gehoor, wat se tyd is hierdie? Kerk, dis lydenstyd. Ons dink aan Jesus se lyding. Ons moet mooi gaan dink, wat het vir hom al geverg het van hom, om vir ons vandag hier te kry. En hy het dit toegelaat, né? Kyk, Jesus kon dit gestop het, enige oomblik. Onthou julle toe hy gevange geneem is daar in Getsemane, toe Petrus mos, wat het Petrus gedoen? Kyk, onthou, wat het Petrus gedoen? Hy het iemand sy oor afgekap, Malchus. Jou naam is Malchus, Malchus sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, nee, los Petrus, ons gaan nie beklei vandag nie. En toe sê Jesus vir hom, weet jy wat, Petrus, as ek wil, kan ek vir my Vader vra en hy sal vir my 12 legioene engele stuur. Hy sal vir my duisende engele stuur om hierdie ouens van die aardbodem af te vee, né? So Jesus was in staat om dit te keer. Maar hy het nie gedoen nie. Hoekom nie? Omdat hy vir ons lief is. Omdat hy geweet het, daar's nie 'n ander manier nie. Ons kan nie vir onsself versoening bring by God nie, want ons is vol sonde. Ons kan nie self aan die kruis sterwe en dan dink ons bloed gaan onsself skoon was nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Al manier om vir my en jou eendag in die hemel te kan sien, het Jesus geweet, is as hy hierdie paadjie loop. As hy die prys betaal, sodat ons skoon gewas kan word van ons sonde. En dis hoekom as Jesus sê, julle is my vriende, ek lê my lewe vir julle af, dink daaraan, sy lewe af, is nie sommer net, hy het gesterf nie, dink aan die marteling en die pyn wat daarmee saamgaan. En dink daaraan, hoekom moes dit gebeur? Hoekom het hy dit gekeer nie?
Omdat hy vir jou lief is. Omdat ek en jy vir hom so baie beteken het. Dis hoekom hy dit gekeer het nie. Hy sê, julle is my vriende, as ek lê my lewe af vir my vriende. Niemand het groter liefde as dit nie, sê hy. Dis die rede, né? Sy liefde. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En nou wil ek bietjie oor die vriende praat. Weet julle, ons moenie te veel lees in vriende nie. 'n Mens kan partykeer jou begin verbeel dat jy iets is, terwyl jy nie eintlik regtig so belangrik is nie. Wie van julle het vriende wat baie bekende sportmanne of sportvroue is? Wie van julle het 'n vriend wat 'n Springbok is of al vir die Proteas gespeel het? Of vir die WP gespeel het? Wie van julle het so 'n vriend? Jy so iemand? Vriendin of 'n vriend? Sê as een. Wie van julle het 'n vriend wat 'n politieke, alhoewel, ja, dit sê my seker liewer nie, né? Ja, nee, ek kom skiep daai ene. Wie van julle het 'n vriend of 'n vriendin wat 'n akteur is, wat al op die TV in 'n CP gespeel het? Daar is hy, een. Daar is nog een. Nou dit is lekker om belangrike vriende te hê, né? Is lekker om vriende te hê wat ander mense van weet, en as hulle praat van die persoon, dan weet jy, Jesus, maar hulle sien die persoon maar net daar op TV, maar ek ken hom of ek ken haar persoonlik. Nou wat ek nou vir julle wil sê is, ons moenie te veel lees in hierdie vriende ding, en dan dink ons is ook nou verskriklik belangrik nie, omdat ons vriende het, wat goeie dinge al beleef het, en goeie dinge al bereik in die lewe, nou is ons ook verskriklik belangrik nie. Daar's 'n versie in die Bybel, wat ek gou vir julle gaan sê, dis Romeine 5 vers 8. In Romeine 5 vers 8 staan daar, God bewys sy liefde vir ons hierin, dat Jesus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Met ander woorde, voor ons nou eintlik wat wonderse mense was, toe ons nog sondaars was. Na Jesus se dood, as ons heilig is, wie van julle is heilig? Steek jou hand op as jy heilig is. Ons is 2. Is dit net ons 2? Ja, kom nou. Wanneer is 'n mens heilig? Wanneer jy niks sonde doen nie. Nee, daar gaan niemand ons hande opsteek nie, want ons almal doen sonde. Wanneer is 'n mens heilig? Wanneer jy vir Jesus lief is. Want Jesus het sy lewe afgelê om ons sonde te vergewe, hè? Om ons skoon te was met sy bloed. So iemand wat skoon gewas is in die bloed van Jesus, is heilig. Want Jesus het ons heilig gemaak. Ons tree nie altyd op soos heilige mense nie, né? So ons moet meer optree volgens wat ons eintlik in beginsel is. Maar in beginsel is jy, as jy lief is vir Jesus, dan is jy in beginsel 'n heilige, want hy het jou skoon gemaak en jy het nou 'n nuwe status. Jy was sondaar, nou is jy heilige. Nou wat sê Romeine 5 vers 8? God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons heilig was, toe ons goeie mense was nie, toe ons nog sondaars was. So, wat sê ek hiermee? Moenie te veel lees in vriendskap van Jesus, asof jy ook nou die koning se kat se snorbaard is nie. Want ons, die koning is heilig, en nou is ek sy vriend, nou is ek ook sommer baie oulik. Nee, moenie te veel lees daarin om vriend van Jesus te wees nie. Maar wie wat 'n groter gevaar? 'n Groter gevaar is dat 'n mens te min daaraan kan lees. Dat 'n mens kan dink, ag, vriende van Jesus, ja, gaan jy Rapp se maat is 'n vriend van Jesus. As jy kan dink, wel, almal wat mooi goed oor Jesus kan sê, is sy vriende. Nee, man. As jy vandag kan sê, maar Jesus is die koning, en hy het aan die kruis gesterf, en hy is in beheer van die wêreld, dit is als waar, maar dit maak jou nie 'n vriend van Jesus nie. Dat jy vandag in die kerk sit, is 'n goeie ding. Dat jy vandag hier is 'n goeie ding. Maar dit maak jou nie 'n vriend van Jesus nie. Dat jy elke dag bid, en ek hoop julle bid elke dag, maar dit maak jou nie 'n vriend van Jesus nie. So ons moenie hierdie vriendskap van Jesus maak asof dit sommer ou klein dingetjies, almal van ons is Jesus se vriende nie. Die kinders, wat was nou nie voor, ek het julle 'n paar vrae gevra. Ek wil gou nog 'n vraag, een van die kinders moet vir my sê, onthou julle vir Dawid en Goliat? Die kinders, steek gou jou hande op. Onthou julle vir Dawid en Goliat?
Ek meer dink okay, nee, steek jy aan, moenie skaam wees. Wie van die kinders weet van Dawid en Goliat? Is enetjie. Net enetjie. Agter is nog 'n pad. Ja, al die slimmes er agter. Okay. Dawid en Goliat. Nou ek gaan nie daaroor praat nie, maar julle weet wie die geveg gewen, sê net gou. Dawid of Goliat, wie het gewen? Dawid het gewen. Nou die koning van Israel op daai stadium was Saul. En Saul was so bly Dawid het gewen want hy het die oorwinning behaal, nie net vir homself nie, maar vir al die Israeliete. En daar hardloop die klomp Filistyne sommer in die woestyn in, né? Toe hulle sien hulle held Goliat is dood, toe hardloop almal in die woestyn in. So toe het Israel eintlik die geveg gewen. Al het hulle niks gedoen nie, dit was Dawid. Maar almal sê, "Jesus, dis ons het nou hierdie geveg gewen." Maar Saul was die koning en hy was so bly dat hulle gewen het. En hy dog, maar hy moet hierdie Dawid was so 'n jong mannetjie nog. Hy moet vir Dawid hier in sy kant kry want as Dawid daar is, dan gaan hulle wen. Hulle gaan hulle oorloë wen want die Here help altyd vir Dawid. So hulle wil altyd aan Dawid se kant is. So hoe gaan hy vir Dawid aan sy kant kry? Hy dog toe hy het mos 'n dogter en hy gaan vir Dawid sê, Dawid, jy kan met my dogter trou. Daar word Dawid sy skoonseun, hy's familie, hy's deel van sy binnegroepie en dan weet hy gaan die Here altyd vir hom ook seën want hy's mos nou Dawid se vriend. En toe kom sy amptenare, hulle kom daar by Saul, hy sê vir julle moet hierdie boodskap gaan oordra aan Dawid. En dan gaan na Dawid toe, hulle sê vir hom, wat sê die koning? Hulle dog toe Dawid gaan uit sy vel uitspring van blydskap. En hy sê, "Jesus, dis wonderlik. Nou kry ek 'n vrou en sy's nie sommer hier enige vrou nie, dit is 'n prinses. Nou kan ek met 'n prinses trou." Nee, wat sê Dawid vir hulle? Hy sê vir hulle, "Nee, dink julle dis sommer so 'n kleinigheid om die koning se skoonseun te word?" Hy sê, "Julle praat daaroor van ek wat skoonseun word van die koning, ek word deel van sy familie, ek word deel van sy vriendekring. Dis nie so 'n kleinigheid waaroor mense so vinnig praat nie. Dis 'n groot ding die. Dis 'n ding waaroor mense mooi moet gaan dink." En nou wil ek sê, met God werk dit dieselfde. Ons moenie te min lees in hierdie vriendskap, dat ons dink, ag wat, almal kan maar vriende wees nie. Dis nie 'n kleinigheid nie. As dit vir Dawid, hy kon sê, dis nie 'n kleinigheid om die koning se vriend te wees nie. En dis maar 'n aardse koning. Hoeveel te meer moet ons dit nie sê van die hemelse koning nie. Dis nie 'n kleinigheid om die koning se vriend te wees nie. Dis 'n groot ding die. Dis 'n groot voorreg wat die koning vir ons aanbied as hy vir ons sy vriende maak. Maar Jesus koppel iets daaraan. Jesus sê, "Wie is my vriende? Wil julle graag my vriende wees? Kom ek sê vir julle wie is my vriende. My vriende is mense wat gehoorsaam is." Dink ons het dit in vers 14 iewers gelees. Ek dink dit is vers 14. Ek gaan nou vir julle sê, niemand het groter liefde nie as dat hy sy lewe vir sy vriende aflê, vers 13, dan 14. "Julle is my vriende as julle doen wat ek vir julle beveel." Jesus se vriende, dis nie 'n kleinigheid om 'n vriend van Jesus te wees nie. Dis nie maar net, ag ons bid net elke dag 'n paar sinnetjies, dan is ons sy vriend nie. Dis nie maar net, ag ons kom vandag kerk toe en so oor 'n maand gaan ons weer 'n slag 'n draai maak hierso en dan is ons Jesus se vriende nie. Nee. Jesus sê, "Wie wat is die toets?" Die toets is, luister julle as ek praat. Julle is my vriende as julle gehoorsaam is. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Weet jy, en Jesus het ons baie goed beveel. Die grootste opdrag is die liefdesgebod. Nou, julle moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en julle moet mekaar lief hê, né? Dis die grootste opdrag. Maar Jesus het baie meer as dit vir sy disippels geleer. Ek weet nie wanneer laas julle Matteus gelees het, maar kom ek vra vir julle, gaan lees net 3 hoofstukke in Matteus, gaan lees dit weer binnekort, sommer in hierdie week. Matteus 5, 6 en 7. Matteus 5, 6 en 7. Dit is, ons noem dit die bergrede. En daar in die bergrede, dit is die grootste preek. Jesus het baie keer gepreek, dis sy grootste preek, die bergrede. En daar praat hy met sy disippels oor hulle huwelike. Hy praat met hulle oor vergifnis, dat 'n mens mense moet vergewe. Hy praat met hulle oor liefde vir jou vyande, liefde vir mense wat sleg is met jou, sleg behandel.
dat jy hulle nie op dieselfde manier moet behandel soos hulle jou behandel nie. Hy praat met hulle oor hulle getuienis in die wêreld, sê wie die wêreld se donker plek, maar julle is ligte wat skyn. Julle bring lig, julle bring hoop vir mense. Hy praat met hulle oor hulle besittings. En sê oppas net dat jou besittings nie vir jou so belangrik raak dat dit jou later insluk nie. Want jy kan op 'n punt kom dat jy nie meer al jou geld besit nie, maar dat jou geld vir jou besit. En hy praat met hulle oor baie goeders. Gaan lees dit maar daar in die bergrede weer, Matteus 5-7. Baie goed. En nou sê Jesus, julle wil graag my vriende wees, wie is my vriende? My vriende is die mense wat luister as ek met hulle praat. En julle weet, luister is nie maar net om te hoor nie. As jy vir jou kinders sê, jy moet luister as ek praat, wat bedoel jy? Bedoel jy moet net hoor wat jy sê? Nee, jy bedoel hy moet dit doen, né? As hy, hoekom het jy nie geluister nie? Hy het gehoor wat jy sê, maar hy het nie gedoen nie. Hy sê hy het nie geluister nie, né? So luister is hoor plus doen. En dis wat Jesus van ons verwag. Dat ons sal luister as Jesus, sal hoor wat hy sê, en ons hoor wat Jesus sê, deur met die Bybel besig te wees, né? Want dis hoe hy met ons praat. Hoe meer ons met die Bybel besig is, hoe meer hoor ons goed wat Jesus vir ons sê, né? Maar eers wanneer ons dit gaan doen, dan kan ons sê, nou het ons nie net gehoor nie, nou het ons geluister wat Jesus sê. En dit moet 'n lewenswyse word. Jesus vra nie ons moet so af en toe luister vir hom nie. Dit moet 'n lewenswyse word. As 'n ou met die naam Leon Morris. Leon Morris het baie boeke oor die Bybel geskryf. Hy's 'n teoloog, hy's baie geleerde ou, baie slimmer as ek in die Bybel. Baie boeke oor die Bybel geskryf, onder andere het hy oor Johannes 15 geskrywe. En wanneer hy by vers 14 kom, dan sê hy, the friends of Jesus are those who habitually obey him. Those who don't sometimes obey him, but habitually obey him. Hulle wat dit as 'n gewoonte aangeleer het om Jesus te gehoorsaam. Hulle wat daai gewoonte aangeleer het om te hoor wanneer Jesus praat, maar nie net te hoor nie, om te reageer. Hulle is sensitief genoeg om te hoor as Jesus vir hulle ding sê. Maar hulle is ook respekvol genoeg om te reageer as Jesus met hulle praat. Om te luister is nie net om te hoor nie, maar om dit te doen. En weet julle wat, ek dink daai mense is maar dun gesaai. Ek dink, dis lekker om te sê ons is vriende van Jesus, maar ek dink vriende van Jesus is maar dun gesaai. Ek dink vriende van Jesus is dun gesaai en tog het hulle so groot invloed in die wêreld. Ek meen, ons invloed as ek en jy regtig lief is vir Jesus, ons sê maar ons is deel van Jesus se vriende. Ons invloed in die wêreld is enorm. Want ons is ligte. Jesus sê mos die wêreld se donker plek, maar elke vriend vir hom, elke gelowige is soos 'n lig wat opgesteek is om die donker te verdryf. Vriende van Jesus kan dalk min wees in getal, maar die guns wat ons by Jesus geniet, is van onskatbare waarde. Want Jesus het 'n ongelooflike hoë dink van sy vriende. Dis hoekom hy sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Jesus was bereid om sy lewe vir sy vriende af te lê. En as jy vandag hier sit en jy sê, maar ek het ook al my lewe vir die Here oopgestel, waarop sê, Here, ek wil U dien as my koning. U is my koning. Ek doen net wat U vir my sê. Ek stap net agter Jesus aan deur die lewe. Jy het vanmôre sê, maar jy het ook al daai besluit geneem om Jesus jou koning te maak. Dan wil ek vir jou sê, weet jy hoe trots is Jesus op jou? Weet jy hoe kosbaar is jy vir hom? So kosbaar dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Met al die pyn wat daarmee saamgaan, met al die vernedering wat daarmee saamgaan, met al die marteling wat daarmee saamgaan, Jesus het sy lewe vir jou afgelê. So kosbaar is jy vir hom. Niemand het groter liefde as dit nie, sê Jesus, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Is nou lydenstyd, ons het nou gehoor, lydenstyd in die kerk. My gebed is dat jy in hierdie lydenstyd baie sal dink oor Jesus en oor sy lyding sal dink. En wanneer jy so in hierdie tyd baie dink aan Jesus met Pasies wat aan die kom is, as jy so baie aan Jesus dink en aan sy lyding dink, dat jy tot daai ontdekking sal kom. Weet jy wat?
ek is deel van Jesus se vriendekring. Laat hulle maar min wees in hierdie wêreld. Laat hulle maar 'n handjievol wees, maar ek is deel van 'n handjievol. Ek is deel van 'n uitgesoek geleese groepie mense wat bestempel kan word as vriende van Jesus. Ja, omdat ek liefhet, vir Jesus liefhet en ander mense liefhet, maar ook omdat ek luister as die Here Jesus met my praat. Mag ons oordenking oor die lydenstyd in hierdie dae, mag dit ons bring tot daai gevolgtrekking, dat ons daai gevolgtrekking sal maak en sal sê, weet jy wat, ek kom nou weer tot die gevolgtrekking, ek is een van hulle. Ek is een van Jesus se mense, een van Jesus se vriendekring. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil vanmôre vir U kom sê dankie. Dankie dat ek deel van die vriendekring kan wees. En dankie vir mense wat hier voor my sit, Here. Ek ken nie almal wat hier voor my sit nie. Ek weet nie hoeveel van hulle 'n pad saam met U stap nie. Maar Here, ek weet, verseker, hier waar ons bymekaar is daar 'n groep van ons. Hoe groot die groep is, weet ek nie, maar hier's 'n groep van ons hier bymekaar wat regtig 'n passie het vir Jesus. Wat regtig 'n liefde, 'n diepgaande liefde het vir Jesus. Wat regtig kan sê, maar weet jy wat, ek het iewers in my lewe al by daai punt gekom dat ek 'n keuse gemaak het. Ek stap agter Jesus aan. Hy is my koning. En ek wil vir U sê dankie vir vriende. Here, dat ek en al daai broers en susters van my vanmôre kan sê, ons is vriende van Jesus. En dankie Jesus, dat U ons vriendskap so hoog ag, dat U bereid was om U lewe vir ons af te lê. Leer vir ons, o Heilige Gees, om gehoorsaam te wees en te luister wanneer ons Jesus se stem hoor. Amen.